Goeiemiddag Suid-Afrika, is 18 Julie. Bietjie opdatering van die oorlog daar in Iran. Het is nou al die 7de dag in 'n ry, in die aande in 'n ry wat Amerika strikes doen in Iran om coastal areas te beskerm of te neutraliseer van waar af daar strikes, skote op skepe in Hormuz gestuur word. En dan obviously retaliate Iran deur missiele of drones in hulle buurlande in te skiet. Kuwait en Bahrein meeste van die tyd. En hulle teikens is maar militêre teikens. Hulle probeer Amerikaanse basisse tref, Kuwait en Bahrein, maar hulle skiet ook siviele plekke raak. Nie noodwendig raak nie. Meeste van die strikes wat inkom word afgeskiet anyway. Maar hierdie nou en daar is daar iemand deurkom, wat normaal is, 'n missiel wat kan deurkom of 'n drone. Net in hierdie week sover het ons 13 Amerikaanse soldate wat beseer is weens hierdie retaliation strikes van hulle. So in totaal, ons het nou al 14 soldate verloor in die oorlog. 13 van hulle in die begin van die oorlog met die groot strikes, toe die groot oorlog aan die gang was, en 'n 14de een nou laas 2 weke terug, toe hy helikopter gecrashland het in die see daar in die See of Hormuz. So dis waar ons op die oomblik staan, met die verlies aan Amerika se kant, die 14 wat oorlede is, en hier by die 400 beseer, maar as nou hierdie week die 13 wat bygekom het. Iran nogal claim, as Amerika nie ophou om hulle te strike, gaan hulle met 'n volskaalse oorlog teen Amerika begin. Good luck. Weet jy wat dit wil doen nie? Baie mense vra my nog steeds. Ons het al vroeër rapporteer, Iran het nie meer 'n konvensionele oorlog nie. Hoe kry hulle dit reg om skote te skiet nou? Hier's nou wat ek wil verduidelik. Iran het nie 'n see, het nie 'n navy nie. Hulle het nie 'n lugmag nie. Hulle het nie 'n konvensionele army nie. Hulle het nog net van hulle missiele oor wat in bankers weggesteek was. En drones, dis al wat hulle oor het. Waarmee hulle kan net die goed lanseer in die buurlande. Hulle het nie 'n volskaalse, voltydse weermag oor wat kan, soos hulle nou sê, hulle wil 'n volskaalse oorlog aangaan teen Amerika in die buurlande. Hoe, weet ek net nie, maar dit is maar soos hulle enigiets anders, klein maar net die en klein maar net daai. So hulle kan kom try as hulle wil. Nou vir die wat nie in die weermag was nie, nog nooit in die weermag was nie, en ek verstaan, hoekom vra jy daai vraag? As ons heeltyd sê die Iranse weermag is vernietig, hoe kry hulle dit reg om nog steeds missiele in die buurlande in te skiet, of bietjie terug te skiet? Dis normaal. Onthou, dit beteken nie as jy jou totale weermag verloor het, dat elke liewe ammunisiestuk weg is nie. Dit beteken net, jy het nie meer 'n staande konvensionele weermag nie. En Iran het dit nie meer nie. So Iran sit nou met nog IRGC lede wat oorgebly het, wat tussen die populasie wegkruip. Hulle het nog plekke waar hulle missiel lanseerders en missiele, ballistic missiles kan uittrek uit 'n banker uit en gou een skiet en weer by, of 'n paar drones. So daai vermoë bly daar. Dit beteken nie dat hulle daai vermoë heeltemal verloor het nie. Maar die probleem is, hulle kan dit nie replace nie. So elke keer as hulle 'n missiel skiet, dan kry een minder. Kyk wat die interessante ding is. Dit is al meer as 2 maande wat hulle laas in Israel ingeskiet het. Skiet glad nie meer in Israel in nie. Hulle het daai lang afstand vermoë verloor. Want as hulle dit nog gehad het, sou hulle baie beslis in die aande in Israel ingeskiet het. Baie beslis. Maar hulle kan nie. Hulle skiet local. Skiet daar oor die Strait of Hormuz in Kuwait of in Bahrein in. So dit gee vir jou aanduiding van wat hulle het. Ander mense sê ja, maar hulle het nog nie, hulle hou hulle bestes vir laaste. Ag kom nou, want hy sal ou nuus en afgesagte nuus. Hou hulle beste vir laaste. As hulle het bestes gehad het, het hulle dit lankal gebruik. So dis wat hulle oor het, dis wat hulle oor het. Die blokkade is terug in plek. Die Amerikaanse vlootblokkade is terug in plek. Besig om hulle te snoei op hulle ekonomie. Hulle wisselkoers is in my ingeval, hulle het nie meer, hulle geldwaarde het nie meer waarde nie. Dit is nou al 1.8 of 1.9 miljoen, whatever hulle geldwaarde is teenoor $1. So hulle inflasiekoers is baie hoog, paar 100% hoog. So die land is besig om nou uit mekaar te val. En steeds die IRGC hardline regeer, hulle het nie 'n saak met hulle populasie nie. So hulle gaan so lank as moontlik as hulle kan die ding push. So lank as wat hulle kan. Daar is baie tyd, en president Trump het baie tyd. Kan hulle stadig doodbloei soos hy wil. En dis wat gebeur. So, kyk maar vanaand, massive strikes kom weer vanaand. Elke dag se strikes word al hoe groter en groter. Nou wil mense vir my sê, ja maar dis nou
war crimes wat president Trump doen deur brûe en energieplekke uit te stryk wat hy gedoen het die laaste 2 jaar. Nee, dis nie war crimes nie. Dis net 'n war crime as jy dit as prins doen of so om die populasie te ontsê. Hulle gebruik haal brûe uit om die logistic supply line af te sny. Dis dan definitief nie 'n war crime nie. As hulle 'n kragstasie uithaal om daai ou te verhoed om die krag wat daar uitkom, die energie te gebruik om wapens te bou, dan is dit nie 'n war crime nie. So die wat nou wil stry oor war crimes, miskien moet julle eers die War of Armed Conflict gaan lees en so voordat hulle met my daaroor praat. So nee, dis nie war crimes nie. Maar dis dan vir nou. Enigiets wat bykom sal ek julle rapporteer. Geniet die dag.